Goeiedag, ek is Dominee Karel Vermaak en ons is besig met ons reeks wat handel oor die feit dat waar God spreek van die hart rus, en dis uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot en met 5 vers 11. Vers 18 in hoofstuk 4 het gesê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Die feit is dat die skrif alleen is die bemoediging waarmee ons dan mekaar dan kan opbou. In vandag se oordenking kyk ons na die tema, die woord bewapen jou hart met geloof, hoop en liefde. In vers 8 van hoofstuk 5 staan daar, maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm die hoop op die saligheid. Paulus gebruik 'n militêre beeld. Nie om vrees aan te blaas nie, maar om te wys hoe geloofskennis jou beskerm teen geestelike aanvalle. Jou verstaan word met hoop bedek, jou hart met liefde en geloof. In vers 8 van hoofstuk 5 gebruik Paulus die beeld van geestelike wapens. Trek aan die borswapen van geloof en liefde en die helm van die hoop op redding. Hierdie drie, geloof, hoop en liefde, vorm die beskermingsuitrusting van gelowige. Die woord van God is die bron waaruit hierdie beskerming gevoed word. Wanneer die hart gevul is met Bybelse kennis en vertroue in Christus, het twyfel en wanhoop minder ruimte. Soos 'n soldaat wat hom voorberei vir die stryd, word die gelowige toegerus deur die skrif om staande te bly teen geestelike aanvalle. Vrees, ongeloof en selftwyfel. Die helm van hoop beskerm jou denke. Die borswapen van liefde beskerm jou hart. Maar hierdie beskerming kom nie uit die menslike inspanning nie. Dit spruit uit die verhouding met Christus, wat deur die woord van God gevoed word. Die Bybel herinner ons dat ons identiteit en sekuriteit in hom geanker is. Kennis van God se waarheid is nie net verstandelik nie. Dit vorm die fondament van geestelike gesondheid en vrede. Die woord leer jou om jou hart te bewaar teen die wispelturigheid van emosie en die misleiding van die wêreld. Twyfel en wanhoop mik altyd op jou hart. Maar as jy die skrif ken en daarin vertrou, kan niks jou vrede wegneem nie. Beskerm jou hart daagliks deur te bid, te lees en deur op Christus sy liefde te vertrou. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, U is die God wat aan ons beskerming beloof. En ons kan vanuit die skrif uit leer dat U vir ons die wapenrusting gee om ons te beskerm teen die aanvalle van die bose. In besonder die feit dat U vir ons dan beskerming gee teen verkeerde denke, dat ons 'n hoop het wat vas bly staan, maar dat ons hart wat so maklik kan twyfel, dan ook beskerm word deur die geloof en die liefde wat U vir ons gee. Here, wil U die een wees wat ons sal lei om ons kennis te verbeter. Dit bid ons in Christus naam alleen. Amen.